Vriende, baie welkom by ons spesiale Vadersdagdiens. Dit laat my dink aan die pa wat by geleentheid by die huis gekom het nadat hy gewerk het en hy het 'n geskenk gebring en terwyl die tweeetjies toe so na hom toe hardloop, toe sê hy, wag, ek het vir julle 'n geskenk gebring. Maar hierdie geskenk is vir die een wat hierdie week die soetste was. Wat absoluut gehoorsaam was aan mamma, wat alles gedoen het wat sy vra en wat nooit teruggepraat het nie. En hulle het hom so gekyk en na mekaar gekyk en toe sê hulle, papa, dis jou geskenk. Nou vir die manne wil ek sê, ek hoop jy gaan vandag ook 'n kansie kry om iets te sê, want is mos Vadersdag. Verder wil ek daarom net baie dankie sê vir die inwoners van 'n baie spesiale plek in vereniging, en dit is van Tabitha Huis. Dis die sentrum vir geestesgesondheid, en die inwoners daar het hierdie kaartjie gemaak vir Vadersdag. Oukies, ons wil vir julle sê, dis 'n groot voorreg vir ons as dominees en pastore om by julle te kan kom kuier. Kom ons word net so stil voor die Here. Aan die koning van die konings, die almagtige, die alleenwyse God, kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Ja, Here, want U is die een wat ons in die wêreld ingebring het, en U is die een wat dag vir dag vir ons versorg. U is die een wat vir ons die woord gegee het, sodat U vir ons kan lei deur die Heilige Gees. En daarom bid ons in hierdie oomblikke, dat waar gesinne en mense na hierdie boodskap sal luister, dat ons sal hoor wat U in ons lewens wil laat gebeur. Dra vir ons met U liefde, en maak dit verstaanbaar, selfs vir die kinders. Amen. Vriende, ons gaan lees uit Filippense 2 vanaf vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou, as iets waarin hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder, of hy het homself leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. 'n Dame met die naam van Irma Borrenbeck het by geleentheid geskryf hoe dat 'n jong meisie oor haar pa geskryf het. Sy het gesê dat sy baie lief was vir hom, maar dat sy nie regtig geweet het wat hy as pa doen nie. Sy het geskryf dat hy is hospitaal toe en hy het nie weer teruggekom nie. Vroeg in die oggend het hy werk toe gegaan en laat in die aande het hy teruggekom en dan was hy bly om hulle te sien as hulle nog wakker was, sê sy. Hy was die een wat altyd 'n bottel se prop kon oopmaak, die enigste een in die huis. Hy was die een wat nie bang was om in die solder in te klim en vir die spooke daar sou bang wees nie. Hy was die een wat, as dit gereën het, altyd die kar gaan haal het en nader gebring het, sodat hulle nie hoef nat te reën, sê sy. Hy was die een wanneer hulle siek was, wat al die medisyne gaan haal het, die voorskrifte by die apteek. Hy was die een wat die foto's geneem het, alhoewel hy nie baie op die foto's verskyn het nie, sê sy. Sy sê wanneer sy pophuis gespeel het, dan het die maapop baie werk gehad, maar die papop het nie baie werk gehad nie, daarom het sy hom onder die bed gesit. Sy sê daar was baie mense by die begrafnis wat gepraat het oor pa, daarom het sy die papop onder die bed gaan uithaal, want het sy besef, pa hoort nie onder die bed nie. Vir baie mense is pa maar net iemand wat die inkomste moet inbring, en verkieslik met 'n 4x4, of met 'n nuwe Mercedes. Maar die rol van 'n pa is 'n baie belangrike rol. En deur die eeue het mense paas geleer by hulle paas, hoe om 'n pa te wees. Maar dinge het baie verander. En vandag is daar nie meer 'n absolute riglyn vir hoe om man te wees of pa te wees nie. En tog kry ons 'n paar beginsels uit die Bybel. Kry ons 'n paar prentjies wat ek graag vir jou wil voorhou vanoggend. En as ek vanoggend praat, dan praat ek spesifiek met die paas wat ook hier sit. Want dit is belangrik in ons tyd dat ons paas in die gesinne reg sal funksioneer. En die eerste beeld wat ek kry in die Bybel van wat 'n pa se rol is hier in Filippense 2 vanaf vers 5 tot 8. Daar staan dieselfde gesindheid moet in julle wees wat in Jesus was. En die beeld wat ons kry is iemand wat liefde kweek. Daarom wil ek sê 'n pa is 'n tuinier van liefde.
En hier staan, Jesus het sy goddelikheid gelos, sodat hy aan ons as mens gelyk kan word. Hy het 'n slaaf geword, hy het homself leeg gemaak, en deur sy liefde het hy ons lewe kon koop. En hierdie liefde was 'n onselfsugtige liefde. Hierdie liefde was 'n onvoorwaardelike liefde. Hierdie liefde was 'n liefde tot die dood. En nou kan jy hoor waarheen ek gaan, Pa. Ons moet die liefde plant in ons gesinne. En daardie liefde begin by jou liefde vir God. En dan gaan dit na jou liefde vir jou lewensmaat. En dan gaan dit na jou liefde vir jou kinders en ook weier. Kan ek vra, is jy 'n liefdestuinier? Die tweede prentjie is die van 'n afrigter. Paas is afrigters. En ek kry dit in 1 Timoteus 3 vers 4 tot 5. Paulus praat daar met Timoteus en dan sê hy, Paulus sê Timoteus, 'n ouderling of 'n pa, 'n man moet sy huisgesin beheer en moet met waardigheid gesag uitoefen oor sy kinders. En wanneer hy praat van hierdie beheer, dan wil hy eintlik sê die pa is die coach. Die pa is die afrigter. Hy is die een wat die span so bymekaar moet hou. Hy is die een wat hulle met gom moet saambind. En die manier is om te besef dat elkeen uniek is. Die manier is om te besef dat elkeen sy plek binne in die gesin het. En wanneer daar staan dat hy beheer moet uitoefen, dan beteken dit in die eerste plek dat hy moet sorg vir die harmonie daar. 'n Pa moet sorg dat daar nie konflik in die huis is nie. Hy moet ook nie verantwoordelik wees vir die konflik nie. En daarom om hierdie harmonie daar te kry is amper soos 'n kurator van 'n museum, waarin hy verskillende goed in die museum elkeen op sy sekere plek pak, sodat elkeen tot sy reg kom. En daarom in die gesin behoort jy, pa, te besef dat kinders verskil. Hulle kan nie almal rugby speel nie. Hulle kan nie almal wiskunde doen nie. Hulle kan nie almal mooi sing nie. Elkeen het spesifieke talente, maar hulle is deel van jou. Hulle dra jou geur, hulle dra jou DNA, dis jou kinders. En dan tweedens beteken daardie beheer om hulle te beskerm. Om absoluut vir hulle te sê, maar by my sal julle veilig wees. En so as afrigter vorm jy met jou gesin 'n formasie, 'n gevegsformasie, waarmee jy die lelike dinge van hierdie wêreld teenstaan. Pa, jy is die afrigter. Hoe gaan jou span speel? Maar die derde beeld kry ek uit Efesiërs 5, as daar staan dat 'n pa is ook 'n gids. Hy is die een wat die leiding moet neem. Hy is die een wat moet sorg dat hulle op die regte pad sal loop. Want in Efesiërs 5 vers 23 staan daar, dat die man is die hoof van die vrou. Nou dadelik wil ek sommer dadelik sê, 'n paar verse voor dit staan daar, wees aan mekaar onderdanig. So dis glad nie dat ek nou propageer, dat die man hoër as die vrou is nie. Hulle staan gelyk, hulle het elkeen hulle eie rolle, maar pa, jy is die hoof. Wat beteken dit? Dit beteken jy is God se verteenwoordiger wat hy gekies het binne in daardie gesin, sodat hy dit wat hy graag wil laat gebeur in daai gesin, kan laat gebeur. Hy het jou nie aangestel as diktator nie. Hy het jou nie aangestel om die ander onder die duim te hou nie. Hy het jou aangestel om hom te verteenwoordig, om soos God te regeer in jou gesin. Maar die tweede betekenis van om hoof te wees, is dat jy God se stuurwiel is. Dat waarheen hy daai gesin wil stuur, gaan hy deur jou doen, want jy is die pa. En die derde betekenis daarvan, is dat jy die verkyker is. Dat God wil sê, hoor hierso, ek wil vir jou die visie gee, en ek wil vir jou die plan gee, maar jy kan dit nie kry, as jy nie besig is met die woord nie. En kom ons wees eerlik, in hoeveel van ons huise, lees pa nog die Bybel? Is dit maar net ma en die kinders? Pa, dis nodig dat jy die woord sal lees, sodat jy jou oor by God se mond kan hou, sodat hy vir jou kan sê, wat is die visie vir jou gesin, wat is die plan, wat is die model, en daarom beteken hierdie om hoof te wees, beteken om 'n verantwoordelikheid te hê teenoor die Here, en dit beteken om 'n verantwoordelikheid te hê teenoor jou maat
en jou kinders? Is jy die gids? Ons het nou al gesê, jy's 'n liefdeskweker. Ons het gesê, jy en ek is 'n coach. Ons is 'n afrigter. Ons het gesê, ons is 'n gids. Maar die vierde en die laaste prentjie is, ons is herders. En ons ken mos Psalm 23. Die Here is my herder en daarom niks sal my ontbreek nie. Daar is vir 'n gesin en 'n kind niks belangriker as daardie veiligheid, as daai sekuriteit wat hulle in 'n huis kry by pa nie. En soos wat die herder die omstandighede moet skep vir die skape om veilig te wees, om te kan groei, so moet jy die omstandighede skep, pa, sodat hulle emosioneel en fisies en geestelik kan groei. En ons weet, dis nie altyd moontlik nie, want in baie gesinne is daar net 'n enkel ma. En daarom moet ons bid vir ons enkelouers ook, of dit nou pa's is of ma's is, want hulle het 'n dubbele taak, vir al die dames, want hulle moet nog pa se rol ook kan insit. Maar die belangrike is, dat jy 'n atmosfeer sal skep, sodat jou kinders geestelik, fisies en emosioneel die Here sal leer ken. 4 prentjies. En daarom is die vraag, is jy en ek, is ons die tuinier wat die liefde ook kweek? Is ons die afrigter, die coach wat hulle soos gom aan mekaar bind? Is jy en ek die gids wat voorloop, sodat hulle agter ons kan aanloop, maar dat ons weet waarheen ons loop op God se plan en nie ons eie plan nie? Is jy en ek die herder wat die omstandighede skep, sodat hulle emosioneel, geestelik en fisies kan groei? Maar daar's nog ietsie wat ek moet sê voordat ek klaar is. En dit is in Efesiërs 5 vers 33. Bietjie verder wanneer hy sê die man is die hoof, dan kom hy en dan sê hy vir die vrouens, hy sê vir die lewensmaat wat saam met jou is, hy sê, vrouens, julle moet eerbied betoon aan jou man. Nou Red Bull, die drankie wat mense drink, en baie mans drink dit, Red Bull sê, drink Red Bull, want dit laat jou fly. Party glo drink iets erger of sterker, want dit laat jou nog hoër vlieg. Maar ek dink dit wat jou die hoogste laat vlieg, is wanneer 'n vrou eerbied vir haar man gee. Dit beteken wanneer sy hom respekteer, omdat sy besef, God het hom ook as 'n verteenwoordiger daar gestel. Dit beteken wanneer sy hom dra met liefde. En in hierdie tyd van die lockdown en al sy gevolge, sien ek baie manne wat nie meer vlieg nie. Sien ek baie manne wat hulle werk verloor het en omstandighede is baie moeilik. En nou wil ek vir die dames sê, jy het 'n kans om hom weer op te tel. Ek weet dis moeilik, maar jy is die enigste een wat dit kan doen. Jy is die enigste een wat dit gaan regkry om jou man, om jou lewensmaat op te tel. En daarmee mag die Here vir jou ook daarmee bystaan, as dit jou situasie is in hierdie môre. En met hierdie 4 prentjies mag jy vandag 'n wonderlike Vadersdag hê, maar mag die Here jou gesin ryklik seën. Amen. Vriende, ek het vir 2 van my vriende gevra om 'n lied te sing, en hierdie is 'n lied van seën uitspreek. En ek wil vra dat terwyl hulle dit gaan sing, hulle naam is Henny en Mia van Wyk, dat jy sommer daar by pappa sal sit, en dat jy by jou man sal sit, en dat julle so hande sal vashou, en na hierdie seëning sal luister, en dan vir die Here sal bid, Here, seën vir pa, seën my man. Kom ons gee geleentheid om daarna te luister. Voor jou, zijn lucht op jou pad.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen, maar in die besonder met ons paas en ons gesinne wees en bly. Amen.